Vader, Here, baie dankie my God. Here, dankie vir die heerlikheid, die glorie, die almag. Here, die guns in ons lewe volgens my God. Here, die guns wat U volgens my gegee het, net om hier te kan staan, Here, en U woord te kan spreek volgens my God. Here, dank ek U voor. My gebed volgens is, Here, dat ek op U nie sal verdwyn, dat U tevoorskyn sal kom, my koning. Here, dat U sal spreek volgens my God. Here, dit het ons moet hoor, en nie dit het ons graag wil hoor nie, Here. Daarom kom ek ook volgens Here, en ek dank U vir genesing, gees, siel en liggaam volgens my koning. Here, elkeen wat U volgens aanraak, en boernatuurlik, Here, sal aanraak. Dank ek U voor my koning. My gebed volgens is, Here, dat die woord te snelle gang sal gaan. Dat die by elkeen sy hart en sy stoel sal stilstaan volgens my God. En Here, dat die woord volgens 'n saad sal plant in elkeen van ons harte, Here. My dierbare koning, ek prys U wonderlike naam. En Here, my gebed is volgens Here, dat U woord ja en amen sal wees vandag, Here. En Vader, ek dank U daarvoor. My gebed is ook, Here, om net dankie te sê. Dankie, Here, vir dit alles wat U vandag vir ons gaan doen. Dankie, Here, vir dit wat U in hierdie diens vir ons gaan doen volgende. En my dierbare koning, U alleen is waardig om aanbid te word, my God. En my dierbare Vader, ek prys U wonderlike naam. My gebed is, Here, dat elke persoon hier teenwoordig ryklik sal seën, sal aanraak. En my dierbare Vader, wees U geseën. Dis die gebed van my hart. En ek prys U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Seën die Here, dank U. Kinders van die Here, ek gaan volgende bietjie met jou praat oor, is jy besig om reg voor te berei? Is jy besig om reg voor te berei? En ek wil julle baie interessante storie vertel volgende. Ek ken nou nie die man se naam nie, so ek gaan hom sommer volgende Willem doen. Is die enige Willem hier in die kerk volgende? Is jy op jou gemik, hoor? Willem kom by 'n plaasboer aan, en hy doen aansoek vir werk. En die boer vra vir hom, Willem, wat kan jy alles doen? En hy sê vir die boer, ek kan rustig slaap in 'n storm. Ek kan baie rustig slaap in 'n storm. En op daai stadium het die boer geen benul of clue waarvan hierdie ou praat nie. Maar die boer hou baie van hierdie ou. En hy besluit, ek gaan nou Willem 'n kans gee. En hy gee vir Willem 'n kans, hy stel hom aan, en nie lang nadat hy Willem aangestel het, nie kom maar 'n verskriklike storm op die plaas. En hierdie boer skree vir Willem, maar Willem slaap. En die storm woed op daai plaas. En die boer maak sy vrou wakker en hy sê, jong, ons moet gaan kyk dat die dinge reg is. Maar toe hulle uitgaan uit die huis uit, want daai jare se plaashuis het sulke shutters gehad, wat voor die vensters was. Dat hulle toegemaak het as daar storms was en sulke goed. Want toe die boer uitloop, toe sien hy, maar die shutters is daar toegemaak. En met inspeksie, wat hy verder gaan sien hy, maar daar is genoeg hout vir die kachel, en 'n hoop gepak langs die kachel. En toe hulle uitgaan, en verder inspeksie gaan doen, toe sien hy, maar al die gereedskap, al die implemente, alles is mooi weggeberre, alles is op hulle plek, alles is mooi toegesluit. En toe hy na die diere gaan kyk, toe sien hy, die diere is almal rustig. Die diere het almal genoeg kos. Die bale wat gebaal moes geword het, die gras wat gebaal moes geword het, alles is gebaal en dit is toegemaak en mooi weggepak en alles. En toe eers besef hierdie boer wat Willem vir hom gesê het, toe hy gesê het, ek kan rustig slaap in 'n storm. Amen. Nou kind van God, wat ons leer uit hierdie storie uit vandag, is hierdie. Dit gaan nie, alhoewel die Here sê vir ons elke dag sorg vir homself. Die Here sê elke dag sorg vir homself. Maar kind van die Here, my geliefde broer en suster, hoe is jou voorbereiding vir die dag van môre? Hoe is jou voorbereiding as die storm kom?
Is jou beplanning klaar? Elkeen van ons wat hier vandag vir iemand werk of al dan nie vir jouself werk nie, weet dat as jy volgende opstaan en jy moet iets gaan doen, moet jy beplan om daai werk te voltooi vir die dag. Jou beplanning moet so wees dat as die werk dalk te groot is, dat jy dalk 'n maand of 3 aan dit moet werk, moet jy vir jouself 'n einddatum stel en vir jouself sê, weet jy, hierdie projek gaan ons 'n maand vat, maar kom ons kyk of ons dit nie in 3 weke kan voltooi nie. En die beplanning daarvolgens gaan ABC wees. ABC wees. Baie jare terug, toe ek nou nog op die tools gewerk het, het hulle vir jou 'n plan gegee. 'n Drawing, wat iets opgehaat het, of dit nou 'n struktuur is van 'n gebou, ons het die staal gedoen van die gebou hieronder. So of dit nou 'n struktuur is van 'n gebou, of wat ook al van die gebou wat jy moet doen, die dak, of hoe ook al, het hulle vir jou die tekening gegee, die drawing gegee, en jy moes daar volgens jou beplanning gedoen het, en dan het hulle ook vir jou gesê, ek sal nooit vergeet nie, die vrou gewerk met die naam van, sy van was Blom, in Rosler. So hy het vir jou tekening gegee, dan sê hy vir jou, doen jou beplanning en kom sien my, en sê vir my, wat jy gaan doen om hierdie job so gou as moontlik afgehandel te kry. Nou, ek weet nou nie wat, ons het hom sommer 'n Kaaskop genoem. So, hy was van 'n ander land gewees. Ek kan nie onthou van wat se land dat hy was nie. Maar sy van was Blom gewees. Maar hy het vir jou 'n halfuur of so gegee om voorbereiding te doen. Ek dink ek gaan omtrent 3 dae op hierdie ding werk. My boetie, as jy na 'n 4de dag toe gaan, dan begin hy jou penaliseer, en dan sê hy vir jou, jy het my beloof, jy sal 3 dae klaar wees. Ek het my kliënt gesê, binne 3 dae sal ons aflewer, of die 4de dag sal ons aflewer. Maar nou is jou beplanning so, dat ons die 5de dag gaan aflewer, en nou moet ek met 'n rooi gesig voor die dien staan. So, jou voorbereiding en jou beplanning is iets natuurlik, wat jy moet tref, in die oggend as jy opstaan. As jy volgende opstaan, en jy weet, jy het ABC om te doen, moet jou voorbereiding al reeds daar wees. My voorbereiding is natuurlik my vrou, sy hou my dagboek, sy vra my elke dag, wat moet jy doen vandag? Sê ek, jong, ek moet ABC doen, en dan skryf sy dit vir my neer, want as sy dit nie doen, dan kom ek nie daarby uit nie. Dan kom ek nie daarby uit nie. Ons vergeet maar. En as die ouderdom intree, vergeet jy al hoe meer. Amen. So, maar die ding is, jou voorbereiding moet reg wees, vir wanneer die storm kom. Vir wanneer die storm kom. Dan moet jy jou dinge reeds in plek hê. Dan moet jy weet, as hierdie storm kom, vir hierdie doel, dit is wat ek gaan doen om hierdie storm te oorkom. As hierdie Goliat voor my staan, is dit hierdie tipe klip wat ek gaan gebruik om hom te verslaan. So elke voorbereiding wat jy het, vir die storm wat op jou lewe kom, het 'n ander uitweg. Die kind van God, in die koninkryk van die Here werk dit presies dieselfde. In die koninkryk van die Here werk dit presies dieselfde. Ek wil volgens julle baie bekende deel in die woord van God lees. Maar ek wil julle vertel vanoggend dat in die koninkryk van die Here, 'n wyse man sê altyd, hy sê, daar's 2 adresse, waartoe jy gaan, die dag, as die voorbereiding nie reg is nie, of as dit reg is, en altyd begin met 'n H. Ja. Julle weet waar dit is. As die voorbereiding reg is, eindig jy nie hel. As dit nie reg is nie, eindig jy nie hel. Nou kind van die Here, ek wil volgens julle lees in Matteus 25. As jy die Bybels het, vir my daar kan oopmaak, Matteus 25. Ek gaan daar lees vanaf vers 1. En soos ek sê, dis 'n baie bekende verhaal hierdie. Dit gaan oor die 5 wyse maagde en die 5 dwaase maagde. Maar ek wil baie graag, en almal van ons ken hierdie verhaal, en ek wil volgende dit vir julle oordra, soos dat God dit aan my geopenbaar het. Ek lees dan vir ons. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet.
Ons moet onthou die bruidegom wat hiervan gepraat word, is die Here Jesus Christus, né? En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem en hulle geen olie met hulle saamgeneem het nie. Maar die verstandige het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Saam in hulle lampe geneem. Terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: gee vir ons van julle olie, aan ons lampe gaan uit. Ons lampe gaan uit. Nou gaan julle nou 'n baie groot geheim vertel. Ek wil net hierdie hele deel lees, dan wil ek julle 'n baie groot geheim vertel van wat hierdie deel eintlik vir ons sê is. Maar die verstandiges antwoord en sê: miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê: voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag van die uur nie weet, waarom die seun van die mens kom nie. Hierdie voorwaar, julle sal sien baie dele van die Bybel, sê die Here Jesus Christus, voorwaar, ek sê vir julle. Wat dit beteken is, ek sweer vir myself. Die Here Jesus sê, ek sweer vir myself. 'n kind van die Here, wat dit alles vir ons openbaar volgend is, die tyd toe Jesus Christus op aarde was, en sy hemelvaart, en tot sy wederkoms. So dit is van sy hemelvaart tot sy wederkoms, wanneer ons kom haal. Hoe lyk jou voorbereiding? Hoe lyk jou geestelike lewe? Hoe lyk jou voorbereiding tot jou geestelike lewe? Dan baie van ons is net daar om gesien te word. Baie van ons is net daar om te kom, pastoor, ek was vandag in die kerk. Bly vir jou my broer, die suster. As jy voel jou stoel word volgens 'n bietjie warm, bly maar sit, hy gaan nog 'n bietjie warmer word. Skoen jou pas vanoggend, trek hom aan. Baie van ons kom net om iets te kry. Nie geestelik nie, vleeslik. Die koms van die Here gaan nie so werk nie. Die koms van die Here gaan nie so werk nie. Die woord van die Here sê aan almal wat hom aangeneem het, dat hy mag gegee om troos van God vernoem te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Johannes 1:12, jy moet 'n bietjie gaan lees. Maar ek wil vir jou bysê daar's 'n voorwaarde. Jy kan nie net sê, Here, ek neem nie aan, en that's it, nou is ek 'n kind van God. Nee. Dis 'n daaglikse ding wat jy veronderstel is om te moet doen, om voor te berei, sodat wat Paulus skryf, hy sê, almal van ons hartebreesies, en ons moet die wenpaal bereik. Nou wanneer jy jou voorbereiding so het, dat jy die wenpaal bereik, hoop ek, dat elkeen van ons daai wenpaal bereik, en die adres is die hemel, en nie die hel nie. Wat moet ons doen, om dit te kan bereik? Wat moet ons doen, om dit te kan bereik? Die 5 wyse maagde, wat hulle altyd saam met God spandeer, wat soos Dawid skryf in Psalm 23, my beker loop oor. My beker loop oor. So jou voorbereiding is so, dat jou beker eintlik, en mense kan dit sien, want hierdie 5 dwaase maagde, het dit by hierdie 5 wyse maagde gesien. Hulle het gesien, wow, hierdie vrouens, het iets wat ons nie het nie. Hulle loop oor, hulle borrel oor. Hulle is voorberei vir dit wat op hulle wag. Ons het nie. Ons het. Dis die man wat sommer die voorbereiding. Ek sê ook vanoggend,
die woord van God in julle, om vir julle te sê, dat, of laas nag, nooit iets al woord gesê nie. Altyd maar gesê, Julia Rudolf, hy was 'n goeie man. Maar agteraf weet ek, hy was nie. Hy het sy vrou geslaan, hy het drugs gebruik, hy het die honde gespot, die kinders gebyt, al die tipe van dinge. Maar kyk, as die familie en die geliefdes hier voor my sit, dan sou Rudolf die beste op aarde gewees. Niks fout nie. En ek beloof julle vandag, jy is by die Here se voete. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. En ek het vanoggend terwyl ek voorberei het, en laasnag terwyl ek voorberei het, toe die Here aan my openbaar, toe sê ek, Here, ek sal dit nooit weer doen nie. Nooit weer nie. Ek het julle al vertel van die vrou wat sy seun ek begrawe het. Toe sê vir my, sy is die slegste man op aarde gewees, maar jy behoort te weet wat om te sê. Ek moes by haar woord gebly het. En sê, jy is die slegste op aarde, hy is reg uit hel toe. Maar ek doen dit nie. Want ek wil niemand sy gevoelens seermaak. Ek sê nee, hy was goed. Ons hoop maar die Here het hom 'n kans gegee, soos hy die man aan die kruis 'n kans gegee het. Ons hoop maar hy het tyd gehad om dit reg te maak, soos die man aan die kruis tyd gehad het om dit reg te maak. Maar as hy nie gehad het nie, het ek slegte nuus. Slegte nuus. Vriend van my is ook 'n pastoor, hy vertel my eendag, hulle moderator moes iemand begrawe, van 'n bikerklub, of 'n biker, ek weet nie, hulle noem seker 'n klub, nie 'n gang nie. Baie jare terug, en toe die kus die langs ontvang, toe klap hy so op die kus, en hy sê, hierdie man is reg uit hel toe. Nou is dit nie geweet wat om vir die pastoor te sê nie, want hulle het geweet, dis die waarheid. Dis die waarheid. En terwyl ek voorberei gisterand, en die Here lê hierdie op my hart, kry ek trane in my oë, kry ek knop in my keel. Want ek weet, ek is net so skuldig daaraan. Ek is net so skuldig daaraan, want ek weet die man of die vrou wat ek begrawe, sy voorbereiding was glad nie reg gewees nie. Dit was glad nie reg gewees nie, want dan, as baie beloftes, as ek kan bietjie dit gaan lees in die woord van God, daar's amper 9000 beloftes in die woord van die Here. Maar elke belofte van God het 'n voorwaarde. Daar's 'n voorwaarde as dit by God kom. Here sê nie, jy kan maak wat jy wil en ek sê nie. Nee. Die Here sê, die Here sê nie, omdat jy nou verklaar dat ek 'n kind van God is, hoef jy niks te doen nie. Die Here sê, jou voorbereiding daagliks moet nog steeds so wees, sodat wanneer ek jou kom haal, dat jy in geregtigheid voor my staan. Die Engelse Bybel sê dit baie mooi, hy sê, to be in the right stand before God. En dit is belangrik, kind van die Here, dit is belangrik dat ons in geregtigheid voor God staan. Almal van ons het foute. Ek moet nie verkeerd verstaan nie, asseblief. Almal van ons het foute. Maar wat doen ons om nie weer die foute te doen nie? Wat doen ons om nie weer dieselfde goed oor en oor te doen nie? Wat doen ons om ons verhouding met God reg te kry? Wie van julle het al gedoen soos pastoor gesê het? Ons is om dalk 'n paar preke voor, maar wie bly voor? Wie bly voor? Wie koop die tyd uit? Om in die oggende 'n halfuur of 'n uur vroeër op te staan. Tyd saam met God te spandeer. Ek het vir myself en vir my vrou gesê, ek sal elke oggend hierdie jaar 5 uur opstaan. Bybel lees en bid. En ek doen dit. Van die jaar begin het elke oggend 5 uur.
Dus pastoor Johan se boodskap in die oggend deurkom as ek wakker. As ek besig om Bybel te lees. En besig om te bid, besig om tyd saam met die Here te spandeer. Besig om vir die Here te vra, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet vandag doen? Besig om my voorbereiding reg te kry. Nie net vir die dag wat voor lê nie, maar ook vir dit wat môre vir my wag. Ook vir dit wat môre vir my wag. Ek wil vir julle gedeelte ook lees in Matteus 7 vanoggend. Matteus 7. Lees vir julle daar. Ekskuus, ek moet by Psalms. Sorry julle. Ek is nou by Psalms en ek begin om Psalms 'n bietjie deur te lees. Ek lees vir julle Psalm 7 vanaf vers 22 en ek wil 'n bietjie stil staan by wat ek nou gelees het in Matteus 25 daarvan vers 11 waar die Here sê, hy sê, maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Nou hierdie kind van God, luister baie mooi. Want dit is seker die ergste vers in die hele Bybel dat God ooit vir jou kan sê in jou lewe. Die ergste vers in die hele Bybel wat God vir jou kan sê. Ek lees vir julle Psalm 7 vers 22 en 23. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragtig gedoen nie. Luister mooi wat sê die Here. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die geregtigheid werk. Julle wat die geregtigheid werk. 'n kind van God, as jy vandag hier so sit en jy dink jou voorbereiding is reg en jy dink jy's op die regte pad, dan wil ek vir jou sê, wel dan. Dan wil ek vir jou sê, wel dan. Maar as jy vandag hier so sit en jy voel in jou hart dat jou voorbereiding is nie waar dit veronderstel is om te moet wees nie, wil ek vir jou sê, dis tyd om dit reg te kry. Want as jy dit nie gaan reg kry nie, is hierdie vers 23 vir ons bedoel volgende wat sê, en dan sal ek aan hom of haar sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. So wat sê die Here Jesus Christus hier vir ons? Moenie dink om jy vandag profeteer, en aan tale kan praat, en vir mense kan bid, en al hierdie mooi dingetjies doen. Dink, jou innerlike is op die plek waar ek moet wees nie. Almal van ons, wil ek vandag vir jou sê, God het glad nie bekommernis oor hoe jy lyk nie. Glad nie. As dit by God se werke kom, kyk God na jou hart. Hy kyk na jou hart. Want wat nie hoe jy lyk nie, my boetie, my sussie. God kyk wat in die hart aangaan. God kyk wat jy vir sy koninkryk en vir sy mense doen. God kyk wat investeer jy in mense se lewe. God kyk wat saai jy in mense se lewe. God is nie daar om tevrede te wees met jou gemakszoon. God is veronderstel om jou gemakszoon te moet wees. So as jy vandag hier so sit, en jy dink, jy is op die regte pad, soos ek sê, is ek baie bly vir jou. Ek is baie bly vir jou. As jy vandag hier so sit, en jy dink jy voorbereiding is nie reg nie, is dit tyd dat ons iets anders moet doen, om het reg te kry. Is tyd dat ons iets anders moet doen, om ons voorbereiding so reg te kry, dat wanneer ons eendag in die hemel kom, dat ons in verbasing sal staan, om te sê, hé, wat soek jy hier so? Het jy dit regtig gemaak? Nee, nie so lees nie. Ek moet wees prys die Here, my broers en my susters, is saam met my hierso. Prys die Here, dat
Hulle was nie net mense wat die uiterlike mooi gehou het, maar ook die innerlike. Ek wil volgens vir jou sê, moenie wees soos die 5 dwaase vrouens wat net hulle uiterlike mooi gehou het. En toe dit kom in die werklikheid van ons Here Jesus Christus, wat sê, ek kom my bereid haal, en daai 5 agtergebly. Wees soos die 5 wyse mense, 5 wyse vroue. Ek weet omdat hulle is vrouens geword. Maar ja, die Here het ook te doen met alles. Maar wees soos die 5 wyse vroue, dat jy tot oorlopings te volg, wees in die gees en die krag van God. Soveel so, dat jy nie nodig het om te twyfel. As jy vandag hier so sit en jy twyfel, moet ek vir jou sê, twyfel is die opposite van geloof. Twyfel is die teenstander van geloof. So as jy vandag hier so sit en jy twyfel, moet jy bietjie meer aan die geloof werk, as in die twyfelse werk. My broer en my suster, ek wil vanoggend afsluit, en ek wil vir julle hierdie vertel. Ons beplan om 'n groot hou vir die Here te slaan hierdie jaar. Ons wil iets groot vir die Here doen. Maar ons, as ek nou praat van ons, dan praat ek van my pastoor Johan en almal wat saam met ons betrokke is hierso. Se voorbereiding moet ook reg wees om dit te kan doen. En sonder julle vandag kan ons dit nie doen. Sonder julle kan ons dit nie doen. So nie net met ons voorbereiding volgens reg wees nie. Nie net as ons tyd saam met die Here spandeer om aan julle 'n woord te bring, met ons voorbereiding reg wees en die woord wat ons oordra moet so wees soos wat dit God behaag. Maar ook daar buite. Ook daar buite moet ons voorbereiding so wees dat wanneer ons iets doen, dat het God moet behaag. Ek luister 'n video van 'n prediker in Amerika. Hy sê baie jare terug het hy by 'n kerk ingeskakel en hulle het hom 'n ouderling gemaak en hulle het hom 'n lys gegee van mense wat hy moet skakel. Hy sê en hy het nooit geweet jy kry 2 opposites van Christene. Hy sê hy bel hierdie een suster en toe sy antwoord. Toe sê, who are you and where did you get this F&B number? And I say, my sister is John from the church. She said, oh, praise the Lord. Weer. Moet nie so wees. Dit moet nie so wees. Dit moet elke dag moet dit dieselfde wees. Elke dag moet dit dieselfde wees. Soos pastoor Johan gepreek het en gesê, dat jou ja wees en jou nee wees. Amen. Ons is nog in Januarie maand. Ons het nog 11 maande om te doen wat die Here van ons verwag. Ons het nog 11 maande om ons voorbereiding reg te kry. Maar dit begin by jou, dit begin vandag. Dit begin by jou, dit begin vandag. Want as jy dit nie doen nie, niemand anders gaan dit vir jou doen. As jy nie jou beplanning reg kry vir die dag van môre nie, gaan niemand anders dit vir jou doen. As jy nie jou geestelike lewe reg kry nie, niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Ja, jy is hier so in die woord van die Here en ek dank die Here daarvoor. Ek dank die Here vir elke siel wat vanoggend in die kerk is. Maar onthou, ons as predikers kan ook net soveel doen vir jou. Ons kan vir jou die woord gee, ons kan vir jou bid, ons kan huisbesoek doen tot ons blou is. Maar dit gaan niks help as jy nie by jou begin.
Toe ek die Here ontmoet het, en ek en my vrou besluit het om 'n pad saam met die Here te stap, het ek altyd vir my vrou gesê, om verandering in ander mense raak te sien, moet jy eers self aan. As jy van vandag af verandering in ander mense wil raak sien, my broer en my suster, sorg dat jy die verandering is. Begin by jou eerste vandag. Amen. Kom ons lê die woord met ons aan. Dierbare Koning, Vader Here, baie dankie. Dankie Here vir die woord volgens my Koning. My gebed volgens is Here dat U elkeen van ons ryklik sal aanraak. Here dat U woord volgens by ons sal begin. Here help elkeen van ons vandag, Here, om die besluit te maak, my Koning. Here, sodat ons voorbereiding so het, my Koning, dat die dag van môre, Here, nie vir ons 'n probleem sal wees nie. Here, alhoewel ons weet, Here, dat U al reeds môre daar vir ons is, en dat U al reeds daar vir ons voorspraak gemaak het, Here. Here, vertrou ons U ook, Here, om ons te help, Here, dat ons voorbereiding ook reg sal wees en in plek sal wees, my Koning. En my dierbare Vader, ek dank U daarvoor. My gebed volgens ons ook, Here, dat die verandering by ons sal begin, Here. Want ek weet, my Koning, ons moet eers verander om verandering in ander mense raak te sien, my God. En daarom kom ek volgens my God en ek verklaar dit en ek maak dit vas in die gees in my God, Here, en ek bind elke broer, elke suster volgens, bind ek vir U koninkryk, my Koning. Here, en U sê wat gebonde is op aarde sal gebind wees in die hemele. En daarom kom ek, Here, en ek maak hulle vas, Here. Dankie, Here, vir dit alles wat U vir ons gaan doen. Here, ons sien so uit na die toekoms en dit wat U vir ons gaan doen in die toekoms, Here. En my dierbare Koning, help ons, Here, om te volhard, my God, en nooit op te gee nie. Here, ek weet dit is partykeer nie maklik nie. Maar daarom kom ek net volgens my God. En ek vra, Here, dat U elke dag inspraak in ons harte, in ons lewe sal maak. En Here, ek bid volgens vir die tyd, Here, dat U ons die tyd sal gee, Here, om meer tyd saam met U te spandeer, my Here. En my dierbare Koning, ek prys U wonderlike naam. Vader, ek eer U, ek kan bid U en ek dank U in die wonderlike, kosbare, heilige en almagtige naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Kom sê die Here, dankie.